Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 31 Mei. Die gejaagde lewe. Dit was 'n woelige week. Tog het Marietjie goed geweet dat daar eintlik te veel voorbereidingswerk vir 'n Vrydag was. Toe sy haar weer kon kry, het die son ondergegaan. Dit was Sabbat en sy was nog nie klaar nie. Ja, al die dringende ou goedjies het die belangrikste van alle dinge begin uitskuif. Tog nuttig die gesin hul spesiale Vrydag aandete. Daarna open hulle die Sabbat en hou huisgodsdiens. Daardie Sabbatoggend is Marietjie vroeg uit die vere. Sy sien hoe vuil die badkamer is en maak dit gou-gou skoon. Toe merk sy dat haar jongste seun sy bed nat gemaak het en gooi vinnig die lakens saam met die res van die klere in die wasmasjien en sit dit aan. Terwyl sy ontbyt vir die gesin maak, besef Marietjie skielik, sy het skoon van vanmiddag se nagereg vergeet. In 'n japtrap het sy 'n piesangbroodjie in die oond. Toe merk sy dat haar man se kerkshemp 'n stryk markeer. Sy doen dit ook gou-gou. Daarna vou sy sommer die klere ook op en gaan gooi die vullis buite in die drom en skielik tref dit haar. Dit is Sabbat, my gunsteling dag, tog staan ek en doen 'n klomp huiswerk hier. Waarom laat ek toe dat hierdie dinge my aandag van hierdie belangrike dag aftrek? 'n Dag waarop ek veronderstel is om met God deur te bring. Vir 'n vlietende oomblik kom allerlei geldige verskonings by Marietjie op. Byvoorbeeld dat al die taakies wat sy verrig het noodsaaklik was. Maar was hulle regtig? Met eens besef sy tree op soos Martha, soos Lukas 10 vers 40 wat sê, wat bedrywig was om alles klaar te maak. Met Jesus se treffende vermaning in verse 41 en 42 waar hy sê, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Die goeie deel. Wat is die goeie deel? Om uit 'n diepe liefde vir Jesus aan sy voete te sit, en nie net op 'n Sabbat nie, maar elke dag. Dit is wat Marietjie versuim het om vanoggend te doen. Sy het die Here innig lief. Tog het die feit dat die Sabbat 'n geskenk van God is, sodat ons band met hom kan versterk, so gou vergete gebly. Die trane rol oor Marietjie se wange in die stilte van die kombuis. Die doel van hierdie vertelling is nie om klem op die moets en moenies van die Sabbatdag te lê nie, nee, dit is bloot 'n wekroep. Dit vra dat ons kennis moet neem van die dinge wat ons bande met God verswak of wat afbreek aan ons hegte verhouding met hom doen. Wanneer ons die pyn van sonde en skeiding voel en uitroep na hom, is Jesus baie na aan ons. Psalm 53 vers 3 sê vir ons, God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. In sy bloedbevlekte hande hou hy 'n wit kleed. Ons trane van berou sien hy en neem ons vuil klere weg. Dan neem hy sy silwerskone kleed van geregtigheid en draai dit om ons. Sy reinheid bedek ons sonde, algeheel en volmaak. Ons kan ons kleed in sy bloed was. Ons lees in Openbaring 7 vers 14, en ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Lees Jesaja 64 vers 6, Sagaria 3 vers 4 en Jesaja 61 vers 10. Die geregtigheid van Christus is 'n belangrike tema. Hoe openbaar die verse hierdie belangrike waarheid aan ons? En waarom moet ons altyd deur met hart en siel aan hierdie belofte vashou? Jesaja 64 vers 6 lees, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.
Sagaria 3 vers 4 lees: Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die velklere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Ons lees en sluit af met Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofsversiersel ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele.